Hoe gaan dit met die lag in jou lewe? Wanneer was jy lekker gelag? Lag is deel van om iets te geniet, iemand te geniet, 'n storie te geniet, iets wat vir jou snaaks is, iets wat vir jou lekker is. Jy kry gevoel van genot. Jy kan nie anders as om te smile nie. Ek dink terug baie jare gelede het Leon Schuster, toe hy so besig was met al sy flieks en mense kul en fop, het hy gesê, hy glo dat die Here smile oor sy werk. Hy glo dat die Here smile oor sy werk. Ek sou graag so wil voel oor my lewe en wat ek doen en wat ek praat. Kyk, ek hou daarvan. Ek glo dis een van my persoonlike roepings om mense te laat lekker voel, om mense te laat lag. Natuurlik sal mense wat my kwaad word, dieselfde storie in die kerk wat wel daarom gelukkig die massa meerderheid laat lag, sal natuurlik by party mense so ou suur gesig, heilige reaksie ontlok. Baie lank gelede, wel, het was in Bloemfontein, het 'n oomie een keer vir my gesê, ons moet maar oppas om nie te oppervlakkig te wees nie. Nou, ek is seker maar geneig tot dit, en by vergaderings en wat ook al praat ek te veel, en ek maak te veel jokes en grappies, en as die spanning hoogloop, probeer ek dit maar bietjie breek, en in die supermark, maar die oomie het gesê, ons moet maar probeer om nie te veel te lag nie, ook nie in die kerk nie, want hy lees nêrens dat Jesus gelag het nie. Mense, dit is veronderstel. Dis veronderstel dat hulle gelag het, dat Jesus en sy disippels en die mense gelag het. Die Israeliete, die Jode van daai tyd, as jy die rabbies, die geestelike leiers se geskrifte lees, het geskater van die lag. Blydskap was deel van hulle godsdiens. Wel, dit het later het dit skade gelei. Daar het 'n swaarmoedigheid gekom. 'n Swaarmoedigheid. Daarom dat Jesus in Matteus, dat hy kom en hy moet sê, kom na my toe. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Hy praat daar van my las is lig, maar hy het in gedagte daar die las van die godsdienst van sy tyd. Die fariseërs, die skynheiliges van sy tyd, die geestelike leiers, die skrifgeleerdes. Ek dink nie hulle het veel gelag nie. Van hulle lees ons maar net hierdie skynheiligheid, suur gesig, swaar wette, 'n geestelike las. Wettisisme, ons was van vir baie lank in die NG Kerk en seker vandag nog in baie kerk en gemeentes gevange van 'n glimlaglose, 'n humorlose erediens of kerk of lewe. Maar goed, kan die duiwel lag? Dink jy die Satan kan lag? Die teoloog Helmut Thielicke het lank gelede gesê, groot meneer teoloog, die duiwel kan nie lag nie, die duiwel is boos. Ek verskil van Helmut Thielicke. Ons lees in Korintiërs, dan kom Paulus nou daar, 2 Korintiërs 11, dan, ek wil net hier vir ons soek, 2 Korintiërs 11, hy praat van vals apostels, mense wat vals is,
wat mense mislei en 'n valse godsdienst bring, verkeerde goed oor Jesus vertel. Hy sê in 2 Korintiërs hoofstuk 11, sulke mense is vals apostels. Hulle gaan oneerlik te werk deur voor te gee dat hulle apostels van Christus is. Geen wonder nie, Satan self doen hom voor as 'n engel van die lig. Daarom is dit ook nie snaaks dat sy dienaars, Satan se dienaars, hulle voordoen as mense wat die wil van God doen, maar hulle doen dit nie. Voordoen as engel van die lig. Ja, hy sal smile oor jou sonde. Hy sê jou goed laat voel. Hy sê jou 'n valse blydskap, joy gee. 'n Valse gevoel van opwinding, opbruising oor dinge wat verkeerd is. Sonde is mos nou lekker vir die mense wat in sonde volhard. En wel, laat ons nou nie skynheilig wees nie. Hoekom doen ons sonde? Hoekom gee ons toe 'n versoeking? Want dit gee op baie oomblikke gevoel van vreugde. Hebreërs skryf oor die helde van die geloof, dan noem hy daar onder andere vir Moses, en hy noem die geloofshelde, maar hy sê ook vir 'n oomblikse vreugde daar in die Farao se paleis. Hy het dit verlaat om in God se dinge te bly. My eie vertaling. Nee, die duiwel sal grynslag van pyn natuurlik, wanneer jy goed doen, wanneer jy in Jesus glo, wanneer jy nee sê vir 'n versoeking, hy sê jou koggel, hy sal jou spot. Satan spot. Wanneer die Satan by God kom daar in die boek Job, dis 'n spot, dis sarkasme. Het jy gesien God, jou knegt Job? Dis die Engelse woord mock, om te tart. Goed, wanneer ons praat oor blydskap en lag, laat ek net dit sê, julle kan maar self bietjie gaan lees, maar as jy so bietjie gaan kyk in die sielkunde, biologiese sielkunde, lag ontspan soveel spiere. Dis so goed vir jou gesig, dis so goed vir jou liggaam. Hier rondom die ingewande, wanneer jy lag, kom daar 'n stimulasie, hier kom 'n geweldige gevoel van verligting, wat goed is vir die organe, die bloedsomloop, die hart, en vir emosies, gevoelens, om negatiewe gevoelens te beveg. Die sosiale lewe, julle kan maar self daaroor gaan lees. Kyk, daar's 'n verkeerde lag. Daar's 'n verkeerde lag en 'n verkeerde blydskap. Die Bybel praat van spotters. Psalm 1. Hier word daarom ook nou dadelik, val hy net in die psalms, en hy sê, hier is die resep vir ware lewe van blydskap, ware blydskap. Maar as jy nou nie wil blydskap hê nie, as jy nou wil nutteloos, soos kaf, sê hy, wat deur die wind versprei word. Ons maak nie kafpastye nie. Ons het nie kaf, vleis wat ons gaan braai nie. Dit gaan goed met die mens, en die woord is gelukkig, vervul met blydskap, wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan, nie met ligsinniges. Die ou Hebreëus, in die ou vertaling het dit so gestel, met spotters saamspan nie. Mense wat ligsinnig is, mense wat spot met God, met Jesus. Daar's met Jesus gespot toe hy aan die kruis was, nee. Kom, jy wat sê jy is 'n koning, jy is die seun van God, kom af, haal jouself af. Hulle het op hom gespoeg, dit was 'n teken van spot. Disippels wat gespot is, Christene deur die eeu, vandag nog, deur die eeue word Christene gespot en uitgehaal. En dan sê hy, wat regtig vreugde gee, gelukkig dan is die een wat in die woord van die Here sy vreugde vind en dit dag en nag oordink, die woord van die Here, maar in Jesus vreugde vind. Daarom sê Filippense 4 vers 4,
verbly jou in die Here. Dit beteken in die Here se dinge, in sy woord, in sy teenwoordigheid, deur met hom te praat, deur 'n intieme verhouding met hom te hê. Dit is die kern van blydskap. Kom uit God, kom uit Jesus, deur hom. Daai in die Here beteken ook deur hom, hy gee dit. Natuurlik gebruik die Here materiële dinge en gesondheid en verhoudings en liefde in verhoudings en wat ook al en speel en vermaak om ons gelukkiger te maak, om ons vlakke van blydskap te laat opgaan, maar dit mag nie alleen staan nie, dit is maar aanvulling. Natuurlik gebruik die Here antidepressante om weer blydskap terug te bring in mense wie se lewe regtig tot in die dieptes geval het. Maar dit kom nie eerste nie. Die fundament, die wortels, diep wortels is wat Jesus gee, die blydskap wat hy gee. En dan praat van geniet, genot. Dis duidelik hier uit Psalm 1, die wat dan die sonde geniet. En daar, sondaars, ons is almal sondaars, maar dit beteken om te volhard in sonde, om aan te hou met 'n sonde, 'n verkeerde ding. Wel, naderhand is daar nie meer blydskap nie, dit word maar naderhand word dit maar baie suur. Ons het almal maar ervaring daarvan, nie waar nie. Om te lag as gevolg van sonde, om vir mekaar te lag, boeliegedrag, om te spot met mense se gebreke, ek praat baie by die skole daaroor, wel die samelewing, hoe mense gebreke kan hê, hoe mense swakhede het, en daar word gespot met hulle. En dis 'n ding in skole, wat regtig besig is om hande uit te ruk. Ek wil noem, ek is self maar stout partykeer, ons vertel maar soms storieetjies wat so bietjie nie te lekker is nie, en so, laat ons maar versigtig wees om vulgêr te wees, om plat, vulgêr, vieslik te wees, en oor dit te lag. Om te lag vir iemand wat iets oorgekom het, jy hou nie van daai persoon nie, of 'n ander groep, jy hou nie van hulle nie, en dan spot jy met hulle. Dis verkeerd. Johannes 15, Jesus sê, dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees. En julle blydskap volkome kan wees. Met ander woorde, volkome, woord beteken in die Grieks, om oor te loop. En dit word gekoppel aan gehoorsaamheid. Ek sê nou vir julle, kyk maar na koning Dawid se lewe, hoeveel Bybelkarakters, wanneer jy die verkeerde doen, Petrus wat Jesus verraai, maar die Ou Testament, Jona is nie gelukkig nie, hy is ongehoorsaam aan God, en teen sy wil gaan hy dan Ninive toe, maar hy is nie happy nie. Wat 'n goddelike, ongelooflike opdrag wat Jona het, en sy blydskap is weg, oor homself, hy wil dit nie, die verlossing nie gun vir daai mense nie, in Ninive nie. Want hulle was die vyande van Israel. Hy gun dit nie vir hulle nie. Die opdrag, Johannes 15 vers 12, dit is my opdrag, sê Jesus, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Die disippels weet, hy sê, julle sal vervolg word, julle sal swaar kry, Johannes 17 vers 13 tot 18, gaan lees maar daar. My blydskap in al sy volheid moet in hulle wees. Sodat hulle dit kan hê, dis die disippels, God se kinders, maar ook ek en jy vandag. Volheid. Nie bedelaars wees, nie maar hier en daar raap en skraap nie. Volheid. Nou sê jy miskien vir my, ja, maar jy weet nie waartoe ek gaan nie. Ek kom daarby. Hierdie blydskap is ten spyte van negatiewe seerdinge. Maar goed, hy sê die wêreld haat hulle. Ek bid nie dat jy hulle uit die wêreld moet wegneem nie, dat jy hulle van die bose moet bewaar. Jy verloor jou blydskap as jy speel vir die bose. Laat hulle aan nie toegewy wees. U woord is die waarheid. En soos u my na die wêreld toe gestuur het, bid Jesus, so stuur
ek hulle ook na die wêreld toe, om te gaan getuig, om te gaan goed doen, om te gaan sorg en omgee, om Jesus Christus, God se liefde na mense toe te vat. Dit bou jou blydskap. Ek het dit al in preke gesê, wanneer jy swaar kry, hoor jy so, gaan my eenvoudig en gaan doen goed aan iemand, gaan doen goed aan iemand. God en blydskap. Daar is ongelukkig baie mense wat 'n beeld in hulle kop het, 'n prentjie van 'n onvriendelike God, 'n norse, 'n kwaai God wat gedurig net wil straf. Ek gaan 'n paar voorbeelde noem. O ja, ek wil vra, pos hier, dan kry jy gou-gou 'n pen en papier, want ek gaan nou 'n klomp tekste net so vir jou gee. Dan gaan lees jy bietjie en doen Bybelstudie vandag en deur die week oor hierdie tekste. Genesis 1 vers 31, God het gekyk na alles wat hy gemaak het, dit was baie goed. Hy het dit geniet. Dit was aangenaam. Die Hebreëse woord beteken die binnepret van God, die binnepret van God. In Sefanja, ja, kyk hierso hoeveel tekste het ek en hoe lyk hierdie papier? Mense, hierdie is 'n storie wat in 3 preke gedoen moet word. Maar dit kan nie anders met God se blydskap nie, dit loop oor van die papier af. Sefanja 3 vers 17, hy is vol, God is vol vreugde oor jou. 'n Volk wat sonde gedoen het, sonde en God sê, maar ek is vol vreugde oor jou. Weet julle, ja, ons kan nou maar sê, ons het in die verlede verkeerd opgetree, gediskrimineer, apartheid, mense mishandel, maak nie saak nie. En tog kom God en sê, ek is vol vreugde oor julle. Ek vergewe. Ek is nog steeds vol vreugde oor julle. Al het julle foute in die verlede gemaak. Hy sê dit vir elkeen vandag. Maar dan moet daar vreugde wees oor hulle paie verander het. Nie aangaan met verkeerde goed nie. Nie aangaan met verkeerde goed nie. Hy is stil tevrede in sy liefde. Dis soos 'n ma wat met die baba sit. Die baba is stil tevrede en baba bind aan ma. God bind aan ons aan God, ons Vader. Hy jubel en juig oor jou. Hy jubel en juig oor jou. En daarom kan Paulus kom en sê vir Korintiërs byvoorbeeld, die Korintiërs, hulle doen verskriklike goed. Gaan lees maar in Korinte. Hulle steel mense se armes se kos by die nagmaal. Daar's ondertrouery van familielede wat naby aan mekaar is. En dan hulle is hoogmoedig, die liefde is nie daar nie. 1 Korintiërs 12 tot 14. Hulle erken nie mekaar se gawes nie. Dan sê hy tog, hy dank God oor hulle gawes. Hy op ander plekke sê hy, ek is dankbaar, ek jubel oor julle geloof in Jesus. Positief bly oor ons, oor mekaar. God, Psalm 2 vers 2 en vers 2 en 4, God spot ook met mense. God spot met mense. Die konings van die aarde is in opstand, die leiers span saam teen die Here. Teen wat reg is, teen wat goed is. Dink maar aan al die oorlog deesdae. Dink aan die verkeerde, die diskriminasie, die mishandeling, die moorde, die geweld, die misdaad. En dit is eintlik 'n spot van God se woord, 'n spot van die Here se dinge. Hy wat in die hemel woon, lag hulle uit. Die Here spot met hulle. Die Here spot met hulle. Hy wys hulle af. Hy koggel hulle eintlik en sê, luister, daar sal niks van kom nie. Jesaja 46. Dan sit ons praat nie teologie van die afgod spot. Bel, die afgod het ineengestort, dis klaar met Nebo. Julle gode wat deur julle rondgedraas word nou op diere, op beeste gelaai. Hulle het 'n vrag geword vir moediere. Sarkasme. Wat 'n wonderlike stuk humor. Ja, julle het hierdie gode wat so almagtig vir julle is. Hulle word rondgedra, man. Hulle het ineengestort. Hy sê nee, maar tot julle ouderdom is ek die Here. Ek stort nie. Ek is daar vir altyd. Ek is daar vir altyd. Met wie kan julle my vergelyk? Mense gooi goud uit hulle geldsak uit, weeg silwer op 'n skaal af. Hulle huur 'n goudsmid, hy maak 'n afgodsbeeld. Hulle buig voor hom, hulle tel hom op hulle skouers, dra hom, sit hom op sy plek neer, daar staan hy, maar hy's doof, hy's blind, hy weet niks, hy kan vir julle niks doen nie. Die afgod spot, die afgod
spot. God en humor, God en lag, speel. Ek wil nog 'n preek maak oor speel in die Bybel, die spel. Psalm 104 vers 26, daar is die Leviathan, 'n see-monster, toe God die wêreld gemaak het. Mense is so bang, hulle glo die aarde is plat, as hulle te ver met die boot te gaan, dan sal die Leviathan hulle vang en vernietig. Geweldige see-monster. U het hom gemaak, Here, om mee te speel. God se lag, God se binnepret met sy skepping. Psalm 145 vers 16, u maak u hand oop, en u gee, u skenk u guns en oorvloed. Hy sê, u gee aan ons met welbehaag. En dan tel hy die lyne op in Lukas 2. Daai woord welbehaag, wanneer Jesus gebore word. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde in die mense in wie hy 'n welbehaag het. En hierdie woord beteken hy hou van ons, hy is lief vir ons, hy wil vir ons sorg, hy voorsien, maar jy vertaal dit in Engels, goeie vertaling, kindness, sagtheid, omgee liefde. Julle kan self maar gaan soek weer verder in die Ou en Nuwe Testament oor God se blydskap, Jesus se blydskap. Kom ons gaan na ons as mense toe, omdat God, die God van lag en humor en blydskap en vreugde is. Dis tog 'n vrug van die Heilige Gees, né? Vrug van die Heilige Gees. Wanneer die Gees in ons is, kan ons nie anders om blydskap te hê nie. Psalm 126. Jammer, ek weet dis baie tekste, maar julle kan dit weer gaan lees. Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom. Ons het gelag en gesing. Hy het groot dinge aan ons gedoen. Die nasies het dit vertel. Dat mense kan sê, jy sal kry daai een seer. Al kry daai een swaar. Kyk die wonderlike getuienis. Die blydskap van die Here is nog steeds in daai een se lewe. Verander ons lot, Here, soos u droë spruite in die suidland in waterstrome verander. Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al juig hy en huil, al loop hy en huil. Die juig is weg, terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug. Hy dra die gerwe. Ons loof en prys die Here nou vir reën. Dis nog nie volle uitkoms nie. Ons vra dat julle sal bid vir ons hier in die Suid- en Wes-Kaap. Hier in Heidelberg is geweldig droog. Maar het 35 mm in die berge geval. Die rivier het end geloop. God sê, hoor jy, daar kan uitkoms wees. Hy kan ons lot verander. Hy kan jou lot verander. Spreuke 31 vers 25. Die vrou, die deugde van die vrou, 'n wonderlike gelowige vrou wat in God glo. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. Dit beteken sy lag oor die dag wat kom. Sy speel oor die dag wat kom. Die woord speel beteken ook maak musiek. Dis die wonderlikste in ons huis. Ek sukkel om op te staan. Ek staan maar min of meer elke oggend depressief op. Dis maar my lewe lank so. Nie depressief altyd nie, maar partykeer maar net ek is nie lus vir opstaan nie. Dis nie lekker nie. Daar gebeur iets in die nag met my. Dis my lewe lank so, as student al, as skoolkind. Maar hoe my gemoed ook optel, en hoe die Here my rooi kat gebruik, en ek hoor RSG en musiek. Ja, dis die deegsame vrou van Spreuke, wat speel met die dag. Prediker 3 vers 4, is 'n tyd om te huil, ons gaan huil, is 'n tyd om te lag. Prediker 12 vers 25, ek wil begin klaarmaak. Bekommernis druk 'n mens neer, 'n vriendelike woord, vrolik jou op, tel jou op. Ek wil die woorde gebruik, dit versier jou. Die Nuwe Testament praat op soveel plekke van vriendelikheid. Laat julle vriendelikheid aan almal bekend word, sê Paulus. Vrug van die Gees, vriendelikheid. Eienskap van die liefde, 1 Korintiërs 13, liefde is vriendelik, dit tel op. Dit is charity, is die woord. Ook, wat beteken om goed te doen. Nie net praat, vriendelik, smile nie, maar om bereid te wees om te help, om goed te doen. Die wat neerslagtig raak uitgeput, dit droog die gebeente uit. Spreuke 17, 'n vrolike mens is 'n gesonde mens, is soos medisyne. Is jou lag
jou glimlag, jou humor, medisyne vir mense se siel, gees en selfs liggaam. Habakuk 3, gaan lees dit, vers 17 en 18, nou sou die vyeboom nie bot nie, ensovoorts, ensovoorts, geen druiwe wingerde, ensovoorts, geen vee in die krale nie, nogtans sal ek jubel. En dis waaroor dit gaan hierso. Nogtans, te midde van seer en swaar en pyn en gebroke, te midde van ten spyte van. Jy hoef nie altyd te lag, daar's 'n tyd om te huil, maar leer weer lag. Dit sal weer kom. Wees bly oor mense wat na die Here toe kom. Verlore seun, die oudste broer is nors en suur. God, die Vader, jubel en juig oor die kind wat terugkom. Ek sluit af. Die opstanding van Jesus is die opwinding, die opbruising van 'n vreugde, oorwinning oor die dood. Daarom sê Paulus in Korintiërs 15 vers 55, die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Waar is jou angel? Sonde is die angel, sê hy. Dank God wat aan ons die oorwinning gee. Laat die Here jou lewe versier en jy weer ander se lewe versier met die blydskap, die vreugde, die lag, die humor van Jesus Christus self. Moenie die wêreld versuur nie. Moenie jou eie lewe verder versuur nie. Mag die blydskap van die Here jou volmaak in oorvloed. Amen.